So het jy al ooit iets begin en eintlik in jou hart geweet, dit gaan 'n totale ramp wees aan die einde. Hierdie ding gaan nie uitwerk nie. Dit gaan nie goed gaan nie. So ek weet nie wie van julle was al in Amanzimtoti nie, maar Amanzimtoti is gebou op sulke groot heuwels. Dis al ewig opdraandes en afdraandes, opdraandes en afdraandes. Nou die een Kersfees het my ouers dit goed gedink om vir my en my broer J-boards te koop. Weet julle wat's dit? So dit is soos 'n skateboard, maar hy het net 2 wiele en nie 4 nie. Nou gelukkig vir my kon ek daai ding nooit bemeester nie. Hier en hier het dit nooit saamgewerk nie en ek het nie geweet hoe om op te bly nie, maar my broer het hom verstaan. Ek kon fiets ry en hy kon J-board ry. En die een dag besluit ons, een van Amanzimtoti se grootste heuwels, gaan ons met die fiets en die J-board afgaan. Nou, seker so, ek jok nie vir julle nie, as daai heuwel 100 meter lank was, sit om en by so ver, wat hy af is, en is seker so helling, ek weet nie wat dit nie, julle sal my kan sê. Maar dis, so jy klim af en stoot jou fiets op, dis daai tipe heuwel. En ons besluit ons gaan hier afgaan, en seker so 20 meter voor hierdie heuwel, kry ek hierdie besef, dat hierdie ding gaan 'n totale ramp wees. Dit gaan nie vir ons uitwerk nie, want daai selfde heuwel draai nie onder nie, en hy gaan ook nie reguit aan nie, dis 'n doodloop. Hy stop. Maar dit keer ons nie. Om julle 'n bietjie agtergrond te gee, ons het dit geweet. Ons het dit gesien. Dit was nie by ons onbekend nie, dit was die straat waarin ons gebly het. Ons het, toe ons besluit het, geweet, daai straat stop. OK, maar in elk geval, jy weet, dis mos nou 2 jong seuns. Ek dink ek was vroeg hoërskool, hy was laat hoërskool, laerskool. En nou het ons goed wat met wiele werk. So die som klop net vir ons in ons koppe. Hierdie ding moet gebeur. Ons moet toets hoe vinnig kan hierdie goed gaan. En ons begin toe by daai heuwel afgaan. En ek op die fiets begin so shaky raak en ek sien my broer langs my begin ook so. En die volgende oomblik toe besluit hy, hierdie ding werk nou nie meer vir hom nie. Hy gaan afspring. Ek jok nie vir julle nie. Toe ek langs my kyk, toe lyk dit soos 2 honde wat op 'n grondpad beklei. Dis net stof en bene en arms. Hy val vir homself rousties aan die binnekant van sy knie. Ek weet nie hoe nie, maar hy het. Ons het hierdie ding begin en dit was 'n totale ramp gewees. En soms kom 'n ou by situasies in jou lewe en jy besef, hierdie ding gaan 'n totale mislukking wees. Besef, hierdie ding gaan nie uitwerk nie. Soos wat ek en my broer daai dag besef het. Nou, verder met daai storie af kan ek nie lekker onthou nie. Ek weet nie of ek ook geval het, my kop gestamp het nie. Ek onthou net hy het geval. Maar ek en jy kom soms by geestelike uitdagings. By geestelike goed waar die Here ons bring tot voor hierdie situasie, tot voor hierdie heuwel wat nou afgaan. En jou eerste gedagte ook, hierdie gaan 'n mislukking wees. Ek gaan dit nie kan doen nie. Ek gaan nie vorentoe kan beweeg met dit wat die Here nou voor my gesit het nie. Soms is dit 'n gesondheidsuitdaging. Soms bring die Here gesondheidsissues oor jou pad en jy dink, hierdie gaan my ondergang wees. Hierdie gaan wees waar ek tot 'n einde kom. Ek het daai dag gedink, hier is dit nou so, is verby. Maar soms kom ons by geestelike uitdagings wat ons daai selfde gevoel gee van hierdie gaan nie werk nie. Hierdie is 'n totale ramp. Dit gaan nie vir my uitwerk nie, dit gaan nie goed gaan nie. En dis hoekom ons altyd mos 'n plan B het. Is vir daai risiko's wat jy soms in die geloof moet vat. Want jy altyd net 'n backup. Altyd net iets anders wat ek kan doen. Dis hoekom ons gesegdes het soos berei voor vir die ergste. Want ons het hierdie innerlike gevoel dat meeste van die goed wat ek gaan aanpak geestelik gaan 'n mislukking wees.
Ek gaan iewers te langs die pad, gaan ek struikel en gaan ek 'n fout maak en gaan ek weer terugval en dan is dit nou maar die einde. En ons het hierdie mentaliteit ontwikkel dat ek gaan faal. Ja, ek kan probeer om die sonde te laat gaan. Ja, ek kan probeer om aan hierdie gewoontes te werk, maar ek gaan faal. Ken julle daai gevoel? Ken julle daai gedagtes? Julle moet asseblief saam met my preek, anders moet ek nou iets heeltemal anders te uitdink as julle nog glad nie daar was nie. En dis nie noodwendig sleg om 'n plan B te hê nie. Dis nie noodwendig altyd sleg om vir die ergste voor te berei nie, maar soms maak dit jou moedeloos as jy die hele tyd hierdie gedagtes van ek gaan misluk in jou kop ronddra. Soms kom jy op 'n punt waar jy voel maar wat help dit ek probeer dan ewen? Baie keer bring die Here ons tot by 'n geestelike challenge, by 'n geestelike ding en nog voordat jy begin het jy klaar gefaal. Want hier in jou gedagtes het jy gedink nee, ek gaan dit nie kan doen nie. Hierdie gaan nie vir my uitwerk nie. Dis net onmoontlik, dit gaan nie lekker wees nie. En ek gaan nie voorbeelde opnoem vanoggend nie, want jy in jou persoonlike lewe, tussen jou en die Here moet jy uitmaak, wat is hierdie situasies? Wat is hierdie omstandighede? Wat is hierdie geestelike challenges tot waarvoor die Here my bring? Waar ek myself dan nou eintlik afskryf en sê ek gaan dit nie kan doen nie. Ek praat gister met 'n koppel wat vir my, en as jy eendag die geleentheid het om met hulle te praat, sal jy dit ook hoor. Maar soms kom die lewe en dis net die een ding op die volgende ding, dan kry jy moeilikheid by die besigheid, dan word iemand in jou familie siek en eindig in die hospitaal op en net so draai jy dink jy's deur, dan is dit die volgende ding en op 'n stadium kom jy dan dink jy, maar Here, U sê U gaan my nie bo my kragte toets nie, maar dit voel bietjie asof ons nou nie lekker ooreenkom oor waar my kragte stop nie. Ken julle daai gevoel? En dit is asof dit in daai oomblik net insink in my, dat weet julle wat so groot kompliment is dit dan eintlik? Wanneer die Here goed by jou bring wat jy dink, daar's nie 'n manier wat ek dit gaan kan hanteer nie. Want dit gee jou 'n idee wat dink hy van jou? En wat dink hy van die krag wat binne in jou is? En hy dink jy is sterk genoeg om hierdeur te kan gaan. Jy is sterk genoeg om hierdie challenge te kan face, want hoekom doen hy dit? Sodat as jy deurkom, jy kan sê, maar die Here het my sterk genoeg gemaak om hierdeur te kan kom. En hoe oorwin ons die vyand? Openbaring sê deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Dis hoekom die Here jou sterk maak en deur sekere situasies vat. Maar vanoggend wil ek bietjie met julle gesels oor daai gevoel van ek gaan misluk nog voordat ek begin. En ek wil vanoggend vir julle sê, hy werk nog. Hy werk nog steeds. Hy is nog besig om te werk in jou. Ek wil vir julle hierdie lees, is Filippense 1 vers 3 tot 6. Dit sê ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink. Altyd in elke gebed van my vir julle almal bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Jy is hiervan oortuig dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Amen. So Paulus skryf aan die gemeente in Filippi. Hy skryf aan hulle en dis eintlik amper so bietjie asof hy vir hulle wil eer gee en vir hulle sê, hey, julle verstaan hoe die dinge werk. Wel dan, ek is so trots op julle. Julle het so groot deelname in die evangelie. Maar hy weet ook dat hulle aangeval word. Hy weet ook dat hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Daarom gaan hy verder in die boek en hy skryf hulle oor die blydskap van die Here. Daarom sê Filippense, ken julle die Sondagskoolliedjie? 1, 2, 3. Hier vers 4 sê verbly jou in die Here. Daai ene. Hy sê, kry julle blydskap in God, want jy gaan nie jou blydskap in die wêreld kry nie. Nie jou ewige blydskap nie.
Kry jou blydskap in God. So later praat hy met hulle oor blydskap, maar hier begin hy deur om vir hulle te sê, dit waarmee julle besig is, die goeie goed wat julle besig is om te doen, die goeie goed wat God in julle begin het, sal hy klaar maak. Hy sal die een wees wat dit tot op die punt bring waar dit voltooi is. En vanoggend wil ek hê dat as elkeen van julle hier uitstap, julle sal weet wat is die goeie werk wat God binne in jou begin het. En dat jy sal erns maak met hierdie goeie werk wat God in jou begin het, sodat jy jou kant kan bring, sodat God daai goeie werk binne in jou kan voltooi. Kan ek vanoggend vir jou vra, dat wie of wat is jou grootste geestelike struikelblok op hierdie oomblik? Wie kan vir my sê? Ek kan vir julle 'n hint gee en sê, ek dink die duiwel vat tweede plek. Wie's eerste? Jyself. Jy op hierdie oomblik is jou grootste struikelblok. Want hier binne in jou gedagtes, diskwalifiseer jy jouself nog voordat jy begin het. Nog voordat jy begin vroeg opstaan in die oggende en tyd saam met die Here spandeer en jou woord lees en bid, sê jy vir jouself, nee, maar weet jy hoe moeg gaan ek wees môreoggend? Weet jy hoe koud gaan dit wees? Voordat jy vir iemand gaan bid en die Here gehoorsaam wees, voordat jy vir iemand daai woord gaan deel wat die Here vir jou gegee het, sê jy vir jouself, "Sjoe, maar ek weet nie. Hè? Het ek nou reg gehoor? Dalk lag hulle vir my." Nou kan ek net vir julle sê, ek het nog nooit net vir iemand gebid en hulle het net uitgebars van die lag nie. Dit gebeur nie so baie soos wat julle dink nie. En as hulle doen, dan lag jy net saam, okay? Dis al wat jy hoef te doen. So kan ons vanoggend opnuut erns maak met die goeie werk wat God binne in ons begin het. En ons sien in hierdie paar verse wat Paulus aan die gemeente skryf, sien ons 'n paar goed wat hy vir hulle sê. Hy sê vir hulle, well done op hierdie goed. Nou ek wil vanoggend sê, as die Here vir jou kan sê, well done op van hierdie goed, is jy klaar op die regte pad. So die eerste ding waarop hy vir hulle sê, well done, is die feit dat hulle nog deel het aan die evangelie. Hy sê vir hulle in vers 4 tot 5, hy sê, altyd in elke gebed van my, vir julle, bid ek vir julle almal, bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou. Sien, die probleem wat ons soms het, is ons sit in hierdie presiese banke, né? Want hier's waar ons nou die meeste te doen het met ander gelowiges. Dan sit ons so en kyk ons en sien ons, maar hy het 'n nuwe hemp aan, die Here is seker besig om hom finansiëel te seën. Kyk hoe ver sit hulle uitmekaar uit. Ek hoop maar die Here werk met hulle. Ag, kyk hoe lief is hulle vir mekaar. Die Here werk in hulle huwelik, dit is so mooi. Ons is so gefokus op wat op ander mense se geestelike lewens aangaan, dat ons self het nie meer deel aan die evangelie nie. Ons self is nie meer besig om hier binne die dinge reg te maak en te fix nie. Ons self hierso besef ons is nog nie vrygekoop nie. Ons is altyd besig om te sien wat die Here het iemand anders te gesond gemaak. Of die Here is besig om iemand anders te finansiëel te seën. Of die Here is besig om iemand anders se verhoudings te herstel. Ons sien maar die Here stap so naby pad met iemand anders te. Hulle is maar die mense wat moet bid. Dis nie waartoe die Here julle roep nie. Hy roep jou om deel te raak van die evangelie. Ons vergelyk ons geloof met ander mense. Nou hier's die een probleem wat ek al agtergekom het. Baie mense sal na die lewe kyk en sê, ag, ons is maar almal in dieselfde bootjie. Dis nonsens. Ons is nie in dieselfde bootjie nie. Ons is in dieselfde storm, maar ons bootjies lyk heeltemal anderste. En my bootjie is dalk bietjie kleiner en het bietjie meer gaatjies as iemand anders se boot, maar nou staan ek in my boot wat halfpad besig is om te sink, nou dink ek, ag, as ek maar net so 'n boot gehad het.
As my boot nou maar net so 'n groot seil gehad het, dan kon ek ook uit hierdie storm uitgekom het. Ag, en as my boot so 'n engine gehad het, dan kon ek ook vorentoe gegaan het, maar my eie boot is besig om te sink. En in plaas daarvan om op my knieë te gaan en my eie boot reg te maak, wil ek die hele tyd vir ander mense se bodens kyk. Want dat ons in 'n storm is 'n feit. Amen. Ons kan dit nie ontken nie. Dat dit moeilik gaan, is 'n feit. Ons kan dit nie ontken nie. Maar kom ons haal bietjie ons oë af van ander mense se omstandighede en wat in ander mense se lewens aangaan en die pad wat die Here met ander mense stap en ons fokus bietjie op die pad wat ek met die Here stap. Hoe lyk my deelname in die evangelie? Hoe lyk my deelname aan die werk waarmee God besig is? Is ek besig om aktief deel te neem in my eie geestelike bou? Dis 'n ander ding wat ons nie besef nie. Is so baie ander mense bid vir ons en ander mense is besig om die Here te vertrou dat dit met ons sal goed gaan. Maar wat doen jy? Is jy besig om by God uit te kom? Is jy besig om erns te maak met hom? Ek wil weer vir julle vers 4 lees. Altyd in elke gebed van my vir julle almal bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie. Nou wat is die evangelie? En hoe neem ek dan deel daaraan? Wat beteken die woord evangelie? Julle weet nou al. Blye boodskap, goeie nuus. So hoe lyk jou deelname aan die goeie nuus? Eerstens moet ons nou maar vir mekaar die vraag vra, wat is die goeie nuus? Is die goeie nuus dat dit met jou gaan goed gaan? Is die goeie nuus dat jy net voorspoed gaan beleef? Dis nie die goeie nuus nie, dit klink soos goeie nuus, maar dit is nie die goeie nuus nie. Die goeie nuus is dat Jesus Christus het aarde toe gekom vir jou. Dis deel van die goeie nuus. Die goeie nuus is dat hy sy liggaam gegee het en aan die kruis gesterf het vir jou. Dis deel van die goeie nuus. Die goeie nuus is dat hy het na 3 dae in die graf opgestaan, lewend geword en sy Heilige Gees gestuur en opgevaar hemel toe. Dis deel van die goeie nuus vir jou. En die goeie nuus is dat hy voortdurend deur sy Gees binne in jou werk om jy op 'n punt te kom waar jy al hoe meer en meer soos hy word. Dis deel van die goeie nuus. So wanneer Paulus sê, ek dank die Here vir julle deelname in die goeie nuus, wat sê hy dan vir hulle? Hy sê vir hulle, die feit dat julle glo in Jesus Christus se opstanding, die feit dat julle weet sy Gees is binne in julle en hy's besig om in julle te werk, die feit dat julle besig is om te verander, dis julle deelname in die evangelie. Julle is deel van die goeie nuus. So ek wil vanoggend die vraag by jou los. Hoe deel is jy nog van die goeie nuus? Is jy nog besig om 'n pad te stap met die Here? Is jy nog besig om introspeksie te doen? Dit is vir ons baie lekker om ander mense se lewens te inspekteer. Om die vergrootglas op hulle te sit. Hoekom dink julle is sepie so verslawend? Want jy hoef nie eens uit jou sitkamer uit te gaan om te weet wat gaan in iemand anders se lewe aan nie. Hey, en dan maak hulle dit nog so juicy ook. Daar's drama. En ons kan nie mis nie want ons is verslaaf aan wat aan ander mense se lewens aangaan. En so hou die vyand jou blind oor wat in jou eie lewe aangaan. Dis tyd dat ons bietjie binnekant toe kyk en vir die Here vra, Here, wat is hier wat ek moet verander? Wat is hier wat nog moet deel raak van die goeie nuus? Wat is hier wat nog deur die goeie nuus uitgesorteer moet word? Ek wil vir julle hierdie lees en julle ken dit baie goed, Johannes 3 vers 16 en 17. Dit sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Die rede hoekom baie van ons die goeie nuus vermy,
dat Jesus Christus gekom het en gesterf het. By the way, vir die wêreld. So as gravitasie nog 'n effek op jou het en jou voete is geplant op hierdie aarde, het Jesus vir jou gesterf. Maak dit sin? En dit is nie om jou te veroordeel nie. Ons vermy die goeie nuus want ons dink die Here gaan my oordeel. Ek kan tog net nie my lewe vir hom wys nie, want as hy sien wat hier binne aangaan. Die Here het nie gekom om jou te veroordeel nie. As hy nie gekom het nie, ja, dan was jy geoordeel. Maar hy het gekom om die oordeel weg te vat en jou vry te koop en om jou te verlos. Dis wat die goeie nuus kom doen. So hê deel aan die goeie nuus. Dit is nie om jou te verdruk en te veroordeel nie, maar om jou te verlos. Die tweede ding, Paulus kyk na die gemeente en hy sien dat daar is goeie werk wat besig is om binne hulle plaas te vind. Hy sê vir hulle, well dan, ek kan sien, julle is besig met goeie werk, maar dit is nie julle nie, dit is God wat in julle werk. So die volgende ding wat ek wil hê jy moet onthou vanoggend, is hy voltooi die goeie werk. Hy is die een wat die goeie werk binne in jou klaar maak. Ek praat met so baie mense wat moeg geraak het en opgegee het langs die pad. Wat die druk van die lewe en die houe van wat in die lewe ons kant toe kom en die moeilikheid om sekere goed te laat gaan en te los, daai sukkel het gemaak dat hulle langs die pad gaan sit het en opgegee het. En ek wil vanoggend vir jou sê, al hoekom jy gaan moeg raak in jou worsteling om beter te leef, al hoekom jy gaan moeg raak wanneer jy 'n beter mens probeer wees, wanneer jy minder sonde in jou lewe probeer akkommodeer, al hoekom jy gaan moeg raak, is as jy dit uit jou eie krag uit doen. Want uit jou eie krag uit, gaan jy 'n sekere punt kan bereik. Ja, daar gaan vir 'n tyd lank wees wat jy bietjie vorentoe beweeg, en jy gaan oulik wees, en jy gaan vroeg opstaan, maar as jy nie God van die begin af vertrou, of nie weet dat van die begin af, hy is die een wat binne in jou werk, dan gaan dit vir jou moeilik raak, en jy gaan moeg raak langs die pad. Vers 6 van Filippense 1 sê, jy is hiervan oortuig, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi. Paulus kom en dan sê hy vir die mense, hiervan is ek 100% oortuig, dat dit wat binne in julle is, dit wat besig is om goed te werk binne in julle, dit wat besig is om 'n goeie verandering te bring, dis nie jy nie, nog beter dis God. Hy is die een wat besig is om in jou te werk. Hy is die een wat besig is om jou die krag te gee om jou lewe te verander. En wanneer ek daai perspektief skuif maak van ek moet hard werk, ek moet die Here vertrou om my te help, dan begin ek 'n vrugvolle lewe lei. Dan begin ek om die regte veranderinge te maak. Sien die rede hoekom ons met baie goed in ons lewe sukkel. Die rede hoekom ons voel ons is net nie suksesvol in enigiets wat ons doen nie, is omdat ons eintlik maar begin het sonder God. Omdat ons maar hierdie hele taak van die begin af sonder hom aangepak het. Want iewerste hardloop die menslike idees uit. Iewerste besef jy, maar nou weet ek nie meer wat om te doen nie. Want ons het hierdie ding aangepak sonder God. Het jy al 'n onfeilbare plan gehad? Gedink, Here, hierdie ding kan nie faal nie. En jy het vir jou familie vertel, hierdie is die ding wat ons gaan deurtrek. Hierdie is die ding wat ons gaan red. Net om 2-3 maande na die tyd te besef, dit was 'n fout. Dit was aaklig. Ken julle sulke gevoelings? Dis omdat ons sekere situasies sonder God aanpak, sonder hom begin. Sien, hy wat die goeie werk in jou begin het, so as hy die werk begin het, sal hy
dit voltooi. Hoor wat sê Egesiel 36 vers 26 tot 27. Dit sê ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalinge nakom en uitvoer. So nie net sê die Here gaan hy vir jou 'n nuwe hart gee nie. Nie net sê hy gaan hy vir jou 'n nuwe gees gee nie. Maar hy sê ook aan die einde, en hoor wat sê die Engels, hy sê, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Ons dink, ons het hierdie gedagte, dat om gehoorsaam te wees aan God, is alleenlik my werk. Ek moet 100% uit my eie krag uit, moet ek gehoorsaam wees aan die Here. En ons ontwikkel hierdie gedagte dat as ek nie 100% gehoorsaam is nie, kan ek nie die Here vra vir hulp nie, want ek is nog nie op die plek waar ek goed genoeg is om hom te vra vir hulp nie. Sy woord sê, ek help jou tot om gehoorsaam te wees. So bid dit van God. Vra vir hom, Here, help my om gehoorsaam te wees. Help my om te besef dat daar's goed wat ek moet verander. Help my, want Here, U is die een wat die werk in my begin het. U is die een wat dit sal voltooi. Amen. Nou wat is die goeie werk wat God in jou begin het? Een van die goeie werke wat God in jou begin het, is jou verlossing. Toe hy aan die kruis gesterf het, vir jou sonde, het hy die goeie werk begin om jou te verlos van die kettinge. Sien, ons kyk baie keer na verlossing en dan sien ons vergifnis raak. Is nie heeltemal dieselfde ding nie. Die kruis en dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, het ons vergewe. Ja, jy word nie meer jou sondeskuld toegereken nie. Maar dit het jou verlos ook. Jy is vrygemaak van dit. Wat beteken, jy is nie net vergewe nie, maar jy het dit ook nie meer nodig nie. Jy het ook nie meer nodig om aan te gaan nie. Jy het ook nie meer nodig om vas te hou aan hierdie goed nie. Jy is vrygemaak. Die goeie werk wat God in jou begin het, is genesing ook. Sy liggaam was geslaan vir my en jou, was verbrysel vir ons, genesing. God het die goeie werk van genesing in jou begin. Hy sal dit voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Nou kan ek vir julle 'n interessante vraag vra. Wanneer dink julle is die dag wanneer jou liggaam 100% genesing bereik? Wanneer jy nie meer hier leef nie. En dis nogal 'n wow ding wat in mense se harte en oë oopgaan. Wanneer jy langs iemand se siekbed bid vir genesing. Here, help hierdie persoon. Here, maak hulle gesond, raal hulle deur en dan die volgende oomblik kom haal God hulle. Besef jy dat daai persoon dan ten volle genesing bereik het? Ver meer as wat hy ooit hier op aarde sou beleef het, of sy. Genesing kom in baie forme. Nog 'n goeie werk wat God in jou begin het, is jou geestelike groei. God trek alle mense nader aan hom. Hy is die een wat die geloof binne in jou gesit het. Dit is 'n gawe van God. Jou geestelike groei is 'n goeie werk wat hy in jou begin het. Hy sal dit voltooi. Amen. Jy moet net gehoorsaam wees. Hy sal die krag voorsien. Dan die derde ding wat ek wil hê ons vanoggend moet onthou, is hy hou nooit op werk binne in jou nie. Daar's nooit 'n punt waar hy sê, okay, jy is nou waar ek jou wou gehad het, jy's nou lekker.
Daar is nie 'n punt van geestelike stagnering nie. Daar's nie 'n punt wat jy in jou geestelike lewe bereik waar jy net kan cruise en vorentoe gaan en sê okay Here, ek het nou hierdie gebedsding onder die knie. Ek lees my woord, gaan gereeld kerk toe, ek is deel van 'n selgroep. Here, ek is nou op die geestelike sweet spot. Daar is nie so iets nie. Jy's of besig om te groei of besig om te val. Dis een van die twee. So hou aan om te groei. En hou aan om te weet dat hy hou nie op om binne in jou te werk nie. Hy het die goeie werk begin in jou en hy sal die goeie werk klaarmaak binne in jou. Ek sien die dag wanneer jy volmaak is en geestelik klaar gegroei het, is ook die dag wanneer jy jou oë voor die poorte oopmaak. Dis wanneer dit stop. Sien, ons kan so kwaad raak met onsself en met ander mense. Want ons sien in hulle lewens dat hulle groei, maar hulle kom nooit by 'n punt uit nie. Ken julle daai gevoel? Dit gebeur gewoonlik met my in huis skoonmaak. Jy werk en 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 jy kom nooit by 'n punt uit waar die huis net skoon is nie. En ons raak so kwaad met onsself en vir ander mense wanneer dit kom by die geestelike journey, want dit is asof hulle ons hou net aan. Ons hou aan Bybel lees, maar ons kom nie by die punt uit waar ons geestelik okay is nie. En wat Paulus hier skryf, bring vir jou amper so 'n bietjie van 'n berusting. Dit bring so amper 'n bietjie vir jou 'n rustigheid oor dit wat jy beleef. Ek gaan 'n hemp laat maak en ek dink ek gaan dit verkoop, maar niemand gaan hom koop nie, want dit gaan nie eintlik sin maak nie. Want op hierdie hemp gaan ek die volgende print. Dis 'n akroniem. So hou by. WGMMDHINNKN. Dis die akroniem wat ek daarop gaan print. Weet julle waarvoor dit staan? Staan met vir wees geduldig, die Here is nog nie klaar nie. Nog nie klaar nie, ja. Wees geduldig met my, die Here is nog nie klaar nie. En ek wil hê jy moet geduldig nie net met jouself wees nie, maar met die mense om jou. Ons raak kwaad want ons voel niemand anders te bereik 'n punt waar hulle net geestelik op 'n vlak kom waar ek met hulle kan praat en redeneer nie. Wees geduldig want die Here werk nog in hulle ook. Wees geduldig met jouself. Want die Here werk nog in jou ook. En hoor wat sê hy, wanneer is hierdie werk wat hy binne in jou gesit het klaar? Hy sê dit in vers 6. Hy sê jy's hiervan as ek oortuig dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi op die dag van Christus Jesus. So die dag wanneer Christus Jesus terugkom, die dag wanneer hy jou kom haal, is die dag wanneer hierdie werk eers klaar gaan wees. So weet hierdie vanoggend dat hy gaan nog steeds in jou werk. En dat die mense om jou is nog steeds besig om deur hom geshape te word. Gemold soos 'n pottebakker. Julle ken daai vergelyking in die klei. Hy's nog besig om te vorm en om die hakplekkies uit te skuur. Moenie so vinnig ongeduldig raak met mense wat nog nie geestelik gegroei het nie, tot daar waar jy is nie. Hoor wat sê hy verder aan in Filippense 1 vers 9 tot 11. Hy sê, ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. En dis die gebed wat ek vir julle ook het vanoggend. Dat soos wat jy besef dat hy nog nie klaar gewerk is in jou nie, dat jy aan hierdie goed sal begin werk, dat jy sal begin, soos wat hierdie vers sê, dat jou liefde al hoe meer sal toeneem. Groei in liefde. Groei in liefde vir die mense om jou, groei in jou liefde vir die woord, groei in jou liefde vir die Heilige Gees. Dit is hoe jy weet God is nog besig om in jou te werk. As jy groei in hierdie dinge.
Groei in jou kennis en insig. Besef dat dit belangrik is om te weet wat in die woord van God staan. Dis belangrik om te weet hoe voel hy oor sekere goed. Dis belangrik om te weet wat sê hy in sy woord, is sy voorskrifte. Want as ek dit nie weet nie, hoe gaan ek groei? Hoe gaan ek weet aan dit wat hy wil hê ek moet verander? En dan sê hy hier op die einde, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. My gebed is dat elkeen van julle gevul sal word met die vrug van geregtigheid. En dis dalk 'n baie groot konsep en ek wil afsluit deur om hierdie net te verduidelik. Die vrug van geregtigheid binne my en jou lewe is om in 'n verhouding met God te staan waar ons reg teenoor mekaar is, waar die verhouding reg is, waar ek vrede met God het en God het vrede met my. En al hoe ek daai punt bereik, is as ek konstant hierdie vleeslike liggaam en sy begeertes neerlê en sê, Here, ek wil meer vir U leef. Ek wil meer in geregtigheid leef. Ek wil my lewe so omdraai, sodat ek U kan bly maak. Dan word ek gevul met die vrug van geregtigheid. Amen. En verwag Jesus se koms. Dis hoe ek aanhou groei. Dis ek hou aan om te verwag dat hy eendag hier gaan wees. Dat hy my eendag gaan kom haal. Want dan en dan alleen sal julle soos wat die skrif sê, suiwer en onberispelik voor hom staan. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ons is so dankbaar vir U Gees. Ons is so dankbaar, Here, dat U in en deur ons werk. Here, ons is so dankbaar dat U ons nie iewers te langs die pad afgeskryf het en gelos het en gesê ons is te hardkoppig om vorentoe te gaan nie. Maar Here, U is nog steeds besig om in ons te werk. Here, U het nog nie U Gees van ons af weggevat en gesê, nou is dit verby, julle het nou genoeg gehad nie. U is nog steeds besig om in ons te werk. Here, ek dank U dat U woord beloof dat U die goeie werk binne in ons sal voltooi. Dat U die goeie werk binne in ons sal klaarmaak. Dat U die goeie werk binne in ons tot by die punt sal bring waar dit perfek is. Here, my gebed is dat U elke persoon hierso die krag sal gee om meer en meer gehoorsaam aan U woord te wees. Om meer en meer in U Gees te kan wandel, om meer en meer U teenwoordigheid te soek, om meer en meer U naam groot te maak. Here, gee vir ons die krag om 'n nader verhouding met U te kan loop. Here, dankie dat U in hierdie week wat voor ons lê, dit waarvoor U ons geroep het, sal vasmaak. Dat U met ons sal praat, dat U vir ons sal sê wat dit is, Here, wat U vir ons instoor het. Here, ek loof U en ek prys U en ek is dankbaar vir U Gees en vir U woord. Dankie vir U liefde en genade. Amen. Amen.